Wat as ek vir jou sê, een van die oudste, mees geheimsinnige profesieë in die geskiedenis is nie net 'n storie nie, maar 'n letterlike padkaart na die einde van die wêreld. Vandag gaan ons kyk na 'n baie spesifieke interpretasie wat presies dit beweer. Hierdie woorde, dis direk uit die boek Openbaring en dit skets 'n prentjie van absolute chaos. Vir baie is dit poësie, 'n metafoor, maar vir die mense wie se interpretasie ons vandag ondersoek, is dit 'n letterlike, feitelike voorspelling van wat op pad is. Dis 'n vraag wat mense al vir duisende jare vra, né? Is dit iets wat stadig gebeur of 'n skielike kataklismiese oomblik wat alles verander? En dis waar hierdie interpretasie in om. Die idee is dat Openbaring nie net 'n klomp simbole is nie. Nee, dis 'n presiese chronologiese bloudruk, 'n stap-vir-stap gids vir die aarde se finale 7 jaar. So, waar begin hierdie padkaart? Wel, ons duik reguit in by die karren van die profesie, Openbaring hoofstuk 6. Ons gaan nou stap vir stap deur die volgorde van gebeure kyk, presies soos dit deur hierdie spesifieke lens gesien word. Goed, die eerste ding wat jy moet verstaan is dat die laaste 7 jaar in 2 duidelike helftes opgedeel word. Die eerste 3,5 jaar is 'n tyd van waarskuwing, 'n laaste kans. Maar daai tweede helfte, dis wanneer die regte groot rampe losgelaat word. As jy hierdie verdeling verstaan, is dit die sleutel tot die res van die tydlyn. En hier begin die aksie. Die profesie skop af met die oopmaak van 4 seels en met elke seël wat gebreek word, word 'n ruiter losgelaat wat die weg baan vir die einde. Hierdie 4 ruiters is die katalisators. Soos jy kan sien, begin dit met die wit perd wat eintlik 'n geestelike sending verteenwoordig. Maar dinge raak vinnig lelik. Die rooi perd kom en vat alle vrede van die aarde weg met 'n massiewe wêreldoorlog. Direk daarna bring die swart perd totale ekonomiese ineenstorting en hongersnood. En laastens maak die valperd die deur oop vir die anti-kris en wydverspreide dood. Dis 'n vinnige afdraande pad. Goed, na al daai chaos wat die ruiters op aarde gesaai het, skuif die toneel met die 5de seël. Ons beweeg van aardse vernietiging na 'n ongelooflike dramatiese oomblik in die hiernamaals. Probeer jou dit indink. 'n Toneel in die hemel, maar dis nie rustig nie. Dis gevul met 'n dringende energie. Die siele van diegene wat as martelare gesterf het, is bymekaar en hulle is alles behalwe stil. Daai vraag hang in die lug. Dis 'n kreet vir geregtigheid. Hulle het die hoogste prys betaal en hulle wil weet wanneer. Wanneer gaan die finale oordeel kom? En die antwoord wat hulle kry, dis nogal juisingwekkend. Hulle word gesê om te wag. Dis nog nie tyd nie. Hierdie pouse bou die spanning ongelooflik op, want dit beteken iets anders moet eers op aarde gebeur. En hier is die rede hoekom hulle moet wag. Volgens hierdie siening is daar iets soos 'n martelaarskwota. Dis 'n spesifieke, vasgestelde getal gelowiges wat nog moet sterf. So, hulle wag is nie vir ewig nie, maar is gekoppel aan 'n tragiese, maar baie spesifieke telling. En die oomblik wat daardie finale, tragiese getal bereik word, word die 6de seël gebreek. Die wag is verby. En die voorspelde kataklisme word losgelaat op 'n wêreld wat geen idee het wat kom nie. Dit begin met die aarde se fondament. Dis nie net 'n plaaslike skudding nie. O nee, dis 'n aardbewing so massief, so allesomvattend, dat dit die hele planeet tot in sy kern skud. Onmiddellik daarna spring die chaos van die aarde na die hemele. Die son, ons bron van lewe, word pikswart. Die maan begin gloei met 'n onheilspellende bloedrooi kleur. En dan disintegreer die kosmiese orde heeltemal. Die sterre, daai vaste ankers in ons naghemel, begin letterlik uit die lug val soos vrugte wat van 'n boom afgeskit word. Die profesie gebruik 'n ongelooflike beeld hier. Die hemel self word opgerol soos 'n ou boekrol. Die struktuur van ons realiteit word letterlik uitmekaar geskeur. En die finale stap in hierdie reeks is die totale, gewelddadige herskryf van die aarde se geografie. Elke berg, elke eiland word van sy plek afgeruk. Teen die einde is niks meer waar dit eens was nie. So, dit bring ons by 'n baie groot vraag. Hoe op aarde kan enige van dit letterlik gebeur? Wel, die bron wat ons ontleë, bied 'n unieke en nogal verrassende geologiese teorie om hierdie apokaliptiese visioen te verduidelik. Om hierdie teorie te verstaan, moet ons eers 'n vinnige kykie na die basiese struktuur van ons planeet neem.
Jy weet, ons leef op hierdie baie dun, soliede kors wat basies op 'n reuse see van vuur dryf. En hierdie syfer is die sleutel tot die hele argument. Die aarde se kors, die grond onder ons voete, maak slegs 1,6% van die planeet se totale volume uit. Dink daaroor, die ander 98,4% is net 'n reuse bal van vuur. Ons leef op 'n brose eierdop wat 'n ster van magma omhul. En dis waar die teologiese regverdiging inkom. Die bron wys na ander dele van die Bybel soos hierdie vers, om te argumenteer dat, net soos die wêreld eens deur water vernietig is, dit nou bestem is vir 'n finale vernietiging deur die vuur wat reeds binne-in dit is. So, hier is hoe die teorie dan uitspeel. Dis 'n domino-effek. Eerstens, God se bestemde tyd kom. Tweedens, die interne druk van die aarde word vrygestel. Derdens, die planeet se vurige kern ontplof. En laastens, daai dun korsie waarop ons leef, word heeltemal verteer. Volgens hierdie siening is die aardbewing, donker son en vallende sterre nie aparte rampe nie. Dis die simptome van die planeet wat homself van binne na buite vernietig. So, nou dat ons deur hierdie hele ongelooflike dramatiese tydlyn gegaan het, wat is die uiteindelike punt? Wat is die slotsom van hierdie spesifieke interpretasie van Openbaring 6? Dit kom alles hierop neer. Waar baie mense hierdie gebeure sien as simbolies, as 'n storie met 'n dieper les, is dit vir hierdie denkskool glad nie 'n metafoor nie. Hulle sien dit as 'n presiese, letterlike voorskou van die finale oordeel, 'n goddelike meesterplan wat stap vir stap, presies soos voorspel, sal ontvang. En dit los ons met 'n laaste prikkelende vraag. Wat beteken dit vir ons hier en nou, wanneer mense antieke tekste nie as geskiedenis of metafoor lees nie, maar as 'n letterlike weerberig vir die toekoms? Is dit net stories, of is dit 'n werklike padkaart? Die antwoord op daai vraag vorm dalk meer van ons moderne wêreld as wat ons besef.